Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Voor ons die storie begin, wil ek julle graag vertel van die skrywer se nuutste uitgawes. Uittreksel uit hoofstuk 4 van die raaisel van die bloedkristal. Help! Help! Jabari steek vas. Frans! Waarom klink die stem so bekend? Wie skree so om hulp, vra hy. Wat gaan aan? Hy wys na die geroesemoes van mense wat om 'n donkiekar saamdrom. Daar is 'n houthok op. Dit lyk of iemand binne-in is. Help! Glad nie cool bananas nie. Ouens, skree die gevangene en ruk aan die hok se tralies. Jabari se mond val oop. Maar dis mos daar nie, wil hy versla. Glad nie cool bananas nie. Stel jou voor, jy land in antieke Egipte en ontdek jou beste vriend is gevang as 'n grafrower. Dani was net in die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Nou sit hy in 'n hok en die Egiptenare wil van hom 'n mammie maak. Sal Jabari sy beste vriend kan red? Of gaan Dani se cool bananas daar vir ewig verby wees? In die raaisel van die bloedkristal word vriendskap op die proef gestel wanneer die kuns van mammifikasie 'n werklikheid word. Van PlayStation na piramides. Van pizza na paleiswagte. Geskryf deur Antoinette Venter. Uitgegee deur Pretoria Boekhuis. Geskik vir lesers tussen 9 en 12. Sit agteroor en geniet die kort verhaal. Ouma ouderdom. Deur Antoinette Venter. Marie van der Bank kreun toe sy op die kombuisstoel klim. As Lisa weer by haar kom met haar stories dat ouderdom slegs 'n getal is, gaan sy wat Marie is vir haar lag. Haar gekrokte knie is meer as genoeg bewys dat sy al lankal op ouma ouderdom is. Sy vergeet amper van haar seerknie toe sy die gordyn so rapsie wegskuif. As daar nou een ding is waaroor sy dankie liewe hemel dankbaar is dit vir die feit dat hulle laatlammetjie vir haar en oorle staan, met 'n ek sal meer gerus voel as ma en pa naby my bly, sodat ek op julle ou dag 'n oogie oor julle kan hou. Kon oortuig om die huis hier in Rietfontein te koop en te restaureer, toe hulle moes besluit wat hulle met hulle spaargeldjies wou doen. Die huis in Makoustraat is perfek geleë, met dit dat dit so in die middel van die dorpie sit. Sommer binne loopafstand van die poskantoor, die skool, die kerk en die dokter se spreekkamer. Marie het net gebloos en haar skouers gelig, toe Lisa die ander dag opmerk, dat sy al lankal weet haar ma is eintlik so verknog aan die huis, omdat sy heeldag na koöperasie stories op die kafee se stoep kan staan en kyk. Hoe stry 'n mens nou teen die waarheid? Hoekom moet 'n mens jou oë op die vervelige snert op die televisie mors, as daar soveel interessante goed reg onder jou neus gebeur? Dis dan ook die rede hoekom sy op haar tone op die kombuisstoel staan. Sy kyk vlugtig op haar polshorlosie. Nog net so 5 minute dan behoort die sports te begin. Dis mos elke middagete se ding. Marie giggel toe sy die nuwe jong Dominie se spoggerige viertrekvoertuig voor die kafee sien stop. Sy sweer Lente, Trudy en Bianca hou die kafee met 'n verkyker dop, want dis nooit lank nadat Dominie met 'n koppie koffie en 'n koerant op die stoep gaan sit het, wat hulle ook toevallig daar opdaag nie. Wat die stomme kinders nie alles sal doen vir 'n blote kopknik en 'n skalkse glimlag van die dorp se nuutste vrygesel af nie. Dinge gebeur dan ook presies soos wat Marie verwag het. Net toe Dominie Smit by sy gebruikelike tafel gaan sit, kom Lente wat in Oudok se spreekkamer werk, aangetrippel. Sy lyk kompleet soos 'n hommelby, soos wat sy met styf geknypte boutjies op haar hemelhoë skoene balanseer. Pas op! Gil Marie toe Lente byna haar ewewig verloor, wanneer sy haar voet op die onderste trappie sit. Gelukkig slaag die kind net daarin om nie met haar skelping geverfde lippe eerste grond te koop nie, en Marie stuur 'n skietgebedjie op dat haar knypers asseblief net moet hou toe Dominie se skouers begin ruk. Die meisiekind se arm swaai so dat dit lyk of sy in kompetisie is met die nuwerwetse winterbienes buite die dorp. En as selfs die gesant van die Here mag lag, mag sy seker ook.
Nee wag, besluit Marie toe sy sien hoe Lente tot by die dominee se tafel hinkepink en 'n stoel uittrek. Die spektakel wanneer die ander twee mevrou dominee kandidate vir Lente by die jong herdertjie aantref, wil sy vir geen geld in die wêreld mis nie. Gedra vir jou, waarsku sy haar seer knie toe sy van die stoel afklim, haar kierie gryp en so vinnig as moontlik oor die straat waggel. En nou Tannie, waaraan het ons die eer te danke? Moenie vir my sê Tannie kom maak ook oogies vir ons aantreklike jong dominee nie, skerts Wilhelm agter die toonbank toe sy 'n koppie tee bestel. Moenie vir jou stytig hou nie kind, antwoord sy vinnig en skarrel om 'n sitplek op die stoep te kry. Net toe sy gaan sit, sien sy vir Trudy met wiegende heupe aangestap kom. Foei tog, dat die oorlamsheidkoers nou tot binne in die skoolterrein 'n draai moes gaan maak. Marie moes haar oë 2 maal knip toe sy verlede week sien die preetse skooljuffrou is nou ook lid van Klap Kattemaai, dis soos Lisa nou die dag die potensiële vryers gedoop het. Môre dominee, koer Trudy en trek vir haar 'n stoel uit, Lente, sal jy ons asseblief verskoon? Lente gee net vir Trudy 'n vuil kyk en tyd haar lippe in dominee se rigting, ek en Sander. En jammer, dominee is eintlik op 'n date, maar as jy berading of iets nodig het. Trudy se gesig is presies so rooi soos die dag toe sy vir Orige Ben drankwinkel met sy dwaalende handjies sy leviete voorgelees het op hierdie einste kafeestoep. Lente, moenie vir jou besimpeld hou nie. Ag ek bedoel ek dink hier is iewers 'n reuse misverstand. Dominee het my vir middagete genooi. Marie kyk vinnig weg. Net nou krap een van die 2 katte haar as hulle sien hoe sy lag. Dominee se mond klap oop en toe soos 'n baber wat met 'n haaihoek uit die water geruk is. Net toe Marie so half en half haar lag in bedwang kry, hoor sy klik-klak en 'n stoel se pote wat oor die sementstoep skuur. Sy is net betyds om te sien hoe Bianca van die haarsalon langs dominee gaan sit. Sy wonder nog hoe die meisie haar ellelange hare so netjies gehou kry met Rietfontein se woeste winde toe die kabaal losbreek. Luister hier Lente, ek is nou tot sat wordens toe moeg vir jou hormone wat elke keer in overdrive gaan wanneer jy 'n man sien, bulder Bianca en swaai haar hare so woes dat dit soos 'n mop oor die stomme dominee se gesig vee. Ja, ek stel voor jy vra vir ou dok om vir jou hormoonpille voor te skryf, bom Trudy in. Ja, en kry sommer vir jou ook. Rig Bianca haar visier op Trudy. Dominee hou sy hande afwerend voor hom. Wag nou susters. Susters bedaar tog asseblief. Dominee se stem klink kompleet net soos 'n elektriese saag op steroïde, daar moet 'n logiese verklaring vir die misverstand wees. Marie hoes soos 'n kat wat aan 'n haarbol verstik en die tafel waggel wanneer sy haar teekoppie daarop neerplak. Sy verwens haarself omdat sy nog nie vir Lisa gevra het om haar tou wys te maak in die kuns om selfoonvideo's te neem nie. Hierdie is die tipe van vermaak waarmee 'n mens 'n vakansie vir 4 op Kwela Fannies kan wen. Ja, hier is 'n misverstand, die twee vlê. Vroumense weet nie hoe om terug te staan as hulle verloor het nie, ontplof Lente en smyt haar foon op die tafel neer. Kyk self. Dominee het my vir ete genooi en nou het julle dit kom opvoeter. Jou gemeene. La. Mary. Skree Trudy en stamp haar stoel agteruit, jy lieg. Dominee het my genooi vir ete. Lente klap na Trudy se hand toe laasgenoemde haar selfoonskerm byna in Lente se neus opdruk. Nee, julle is die pits, laat Bianca van haar hoor en hou haar selfoon dramaties in die lig. Dominee het my genooi. Eina. Gil Bianca toe Lente haar hare 'n pluk gee. Susters. Susters, stotter Dominee. Sy oë is vasgenaal op die blonde kindshare wat soos papgekookte spaghetti deur Lente se geklemde vuis speel. Of dit nou die verdwaaste uitdrukking op Dominee se gesig is, of die Mickey Mouse tattoo op Lente se bout is. Dit weet Marie nie, maar dis toe Bianca vir Lente pootjie dat sy hande 4 voet sterk riempie in die lug kruip, dat Marie weet die 20 jaar grasie vir haar knypers is verby. Knyp skuifel Marie tot by Dominee, gryp hom aan sy arm en sê, gou Dominee, volg my. Dominee Smit is seker net te dankbaar vir die ontsnapkans, want hy laat hom nie 2 keer nooi nie. Sonder om terug te kyk, verdwyn die 2 oor die straat terwyl die 3 katte voortgaan om luidkeels mekaar se oë uit te krap. Nadat Marie vir Dominee beduie het om hom so lank in die sitkamer tuis te maak, gaan verklee sy gou en stap daarna na die kombuis om koffie te maak. 5 voor 2 sien sy op die muurhorlosie en haal 3 van haar beste koppies uit die kas.
Dis byna tyd vir Lisa om van die werk af te kom. Net toe sy die skinkbord op die koffietafel neersit, hoor sy die voordeur oopklik. Lisa, kom gou hier asseblief, roep sy en beduie na Dominee Smit wanneer Lisa om die deur loer. Wil jy nie asseblief vir Dominee geselskap hou terwyl ek vir ons 'n soetenietjie aan mekaar slaan nie? Nog voor Lisa kan antwoord, draai sy om en skarrel so vinnig as wat haar seer knie haar toelaat kombuis toe. Gelukkig het sy al gister sagelpudding gemaak, dus hoef sy dit net vinnig op te warm. En as julle twee so gesellig sit en lag, vra Marie toe sy 'n rukkie later die puddingbakkies op die sitkamertafel neersit. Lisa proes. Nee ma, Dominee sê ma het omtrent sy bas gered. Nou wonder ons maar net wat op dese aarde vir Lente, Trudy en Bianca die idee gegee het dat hy hulle vir ete genooi het. Marie vryf oor haar oë. Ja nee, ek wonder ook my kind, ek wonder ook. Lank nadat Marie haarself verskoon het, hoor sy nog hoe die twee jong mense in die sitkamer gesels. Die liewe Vader moet haar net genadig wees dat hulle nooit uitvind dis sy wat daardie SMS'e met haar ekstra Pepstore selfoon gestuur het nie. Maar sy moes eenvoudig net 'n plan met klipkattemaai maak. Sy is immers ouma ouderdom en Lisa is haar enigste lammetjie. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.